Ag, Maggie, hy's 'n laitie en laities doen sulke stupid goed. Maandag, dan weet die hele skool my onbeskofte broer in sy pel hardloop op die hotel se dak rond. Kaalsterk. Hoe anders? Daai sinkdak is so warm, jy tog nie verwag hulle moes gaan sit het. 'n Mens probeer jou bes om jou kinders ordentlik groot te maak en dan vang hulle sulke goed aan. Gaan trek aan. Ja, maar dis nou wat daarvan kom as jy jou klere in die straat uittrek. Ons het agter die hotel se dak uitgetrek. Gaan trek aan. Hendrik, ek hoop jy gaan met hom praat. Slaan is nou al wat gaan help. Gaan maak jy liewer vir ons koffie. Ag Maggie, die kind se maats het hom gedeer met te doen. Ek sou dit seker ook gedoen het op sy ouderdom vir R50. Jy sou dit verniet gedoen het. Jy gaan nie dat hy hiermee wegkom nie. Wat was sy klere wat gesteel is? Ek is seker dit het verdwyn saam met die ouetjies wat hom gedeer het. Ons sal dit terugkry. Ek het lanklaas 2 laities so gesien bloos. Hulle wangetjies was net so rooi soos daai fire brigade wat hulle daar gaan afhaal het. Skaam my dood. Jy kan vanaand alleen na die klub se dans toe gaan. Ag wag nou Maggie, dis nie so erg nie. Môre oor en môre lag ons daaroor. Die hele dorp lag nou al daaroor. Presies. En dan verwag jy van my ek moet vanaand daar by die dans instap, asof dit nie my kind is wat vanoggend poedelnaak op die hotel se dak betrap is nie. Dis 'n idee. Maak of julle die laitie glad nie ken nie. Ons kan maar bly as jy wil. Ek het gedink jy sal weer daar uit wil kom. Enigiets om nie jou vrou uit te vat nie. Nou Maggie, is jy wat gesê het ek moet dalk maar alleen gaan? En dis seker presies wat jy wil hê. Hendrik, al skaam ek vanaand my ore van my kop af, jy vat my uit. Ek wil nou nie in julle huweliksprobleme inmeng nie. Maar as ek ter wille van die vrede 'n voorstel kan waag, maak soos Alexis en Dynasty en dra vanaand 'n veil. Ja, maak nie saak watter kind wat in hierdie huis doen nie. Ek is die een wat in die moeilikheid is. Dis hoe jou huwelik begin het in die moeilikheid. Ek sou seker met die laitie moet gaan praat. Wil jy nou alweer aan die kind gaan staan en slaan? Nee pa, maar wat moet ek doen? Ek dink die verleentheid was straf genoeg. Ek dink julle sal ooit weer so iets doen. Jy dink seker dis Waar's Hendrik? Daar. Hendrik, ek wil met jou praat. Hendrik, staan stil as ek met jou praat. Jy dink seker dis 'n grap. Hulle kon aangekla gewees het. Daar's 'n wet teen ontbloting in die publiek. Ag, Maggie is nie so erg nie. Die kinders het gestriek, kaal naal. Soos die twee gehardloop het, kan 'n mens eerder sê kaal hol. Ek dink dit was daarom 'n bietjie stupid om dit op 'n dak te doen. Ja, as 'n mens die behoefte het, doen dit dan liewer by 'n rugby of 'n cricketwedstryd. Soos daai meisie in Engeland wat 'n kaal bas wawiel gedoen het voor die hoofpaviljoen. Ek onthou. Was nog op die agterblad van die Sondagkoerant. Nou, in 'n tydskrif het daar glo 500.000 aangebied as hy dit weer doen voor hulle kameras. Nooit. Vir 500.000 doen ek 'n back somersault op die Paasskou. Ek kan nie wag dat hierdie jaar verby is nie. Om saam met jou broer in dieselfde skool te wees is 'n krous. Nee. Ek gaan my klere by die droogskoenmaker haal. Kom jy saam, Mies? Wat 'n droogskoenmaker maak. In Klerksdorp. Ag nee, jy gaan nie nou al die pad soontoe ry nie. Ek sal dit sommer maandag vir jou optel. Hendrik, dis my rok vir vanaand. Ek het niks anders om aan te trek nie. Die mense sal donasies begin stuur, Hendrik. Eers hardloop jou laitie kaal in die dorp rond en nou vat jy jou vrou na 'n dans toe met niks aan nie. Kom jy eens? Hoe lyk ek maar? Ek het 'n bietjie mascara nodig, nie? Nee man, kom. Voel so kaal. Hey, Baie. ry versigtig. Jy kan so lank daai nuwe koord aan my strykyster sit, anders word jou pak nie vanaand gepres nie. Baai. Jy nou verstaan wat ek gesê het. Ja pa, alles. Dan verbasend hoe vinnig jy snap as jy agterkom jy so 'n sentimeter van 'n pak af. Ek is in elk geval nou moeg geman. Maar as so iets nou ooit weer gebeur, dan trek ek jou basvel af. Ja pa. Ek's jammer pa. Nou dit moet jy vir jou ma gaan sê. Sy's baie teleurgesteld in jou. Ek sal pa. Kan ek nou maar na Wessie se huis toe gaan? Ek seker my klere is daar. Jy kla met daai koord. Ja pa. Ek sien. Ja, oké. Maar jy sorg dat jy voor 2 uur terug is. Jy kan nou maar weer inkom, Koert. Dankie oom. Kom ons haal ons klere en R50. Ek wens my pa wat verstandig soos joune. Dis 'n feit soos 'n koei dat my bas vanaand gaan brand. Pa in die garage. Ja.
Hou dit pa. Die pa hom geneek. Ouboet, slaan is nie altyd 'n oplossing. Maar met my was dit. Just like ek onthou daai keer toe ek Erlen Whitey Anti-Betty se bulldog rooi gedaai het, pa ons maar al 3 pak slaag gegee. Ja, maar toe was slaan die enigste oplossing. Nooit. Pa kom mooi met ons gepraat het en verduidelik het hoekom dit verkeerd was. Ja, ek dink ek het net rooi gesien. Maar ek het vir Errol gesê ons moet hom groen daai, hy het die rooi gekies. Hierdie bakkie kom al. Asseblief pa. Jolanda sê dis daai hoop gras wat vir Hendrikie se uitslag gee. Nou het maar in sakke gesit om weg te gooi. Ek dink in elk geval is net doodgewone heat rash. Maar ek sê maar niks want anders sê sy net weer skoenmaker, hou jy by jou diesel engines. Die bakkie is 'n bietjie leeg, jy moet petrol ingooi. Okay pa. En jy ry versigtig. Jy druk die knoppie in voor jy die handrem optrek. En jy pomp so 2 keer voor jy breek en jy double clutch nie as jy wegtrek nie. Nooit pa. Net met die werk se lorries. Waarvoor wag jy? Geld. Waarvoor? Petrol. Nee, Pa het tog gesê ek moet petrol in die bakkie ingooi. ja, maar jy gaan mos met die bakkie ry. Ja, maar dis pa se bakkie. Luister. As jy 'n vreemde ou se bakkie leen, dan gooi jy dan seker vir hom petrol in. Ja, seker, maar dis ek moet liewer pa se bakkie leen. Luister. Jy's nou uit die huis uit en jy verdien nou jou eie geld. As jy met die bakkie wil ry, dan gooi jy die petrol in. Okay pa. Weet my van. Maar net oor ek jou pa is, kan ek nie vir jou als verniet gee nie. Dit werk nie so nie. Okay, ek verstaan pa. Ek het nou begin geld verdien en van nou af sal ek vir myself betaal. Presies. Anders hou 'n mens nooit op om vir jou kinders te werk nie. Okay pa, dan gaan ek nou maar. Pa kan nie dalk tot Vrydag net vir my so R10 leen nie. Waar bly Maggie? Ek is al so honger ek het maar vir my hotdog kom maak. Ah, ek sien so. Wil jy nou ook een hê? Dit sal lekker wees, dankie pa. Lê vir die een. Die mense ook nooit op om vir jou kinders te werk nie. Jy nog wil hê kan jy vir jouself gaan maak. Nee, dankie pa. Ek is bekommerd oor Maggie hulle. Daai droogskoonmaker het lankal toegemaak. Ja, die Klerksdorppad verander ook elke Saterdag in 'n regte taxi-kajalami. Ek hoop hulle is alright. Kan ook nou eers gaan kykie want ou moet dit my bakkie. Van my kar. Ek sal. As hulle so oor 20 minute nog hier is. Jy moet net 'n bietjie petrol ingooi. Ek is so 'n bietjie kort, kan pa my nie so R10 leen vir petrol. Ek ken daai een. Ek leer dit nou eers. Hoe nou? Nee, niks. Ek dink is nou Maggie hulle wat hier is. Ja, dit is. Hallo Dol, ek het al begin bekommerd raak. Waar was julle? Hendrik, jy moenie nog vra nie. Kyk net hier. Het hulle dit nie skoon gemaak nie? Pa, die rok was nooit so vuil nie. Hendrik, dis 'n aandrok. En dit lyk asof mense 'n motorfiets daarmee skoon gemaak het. Ma sê dit moes iewers in die droogskoonmaker se masjiene gaan vassit het. En wat sê hulle? Nee, hulle sê die rok was so. En in elk geval staan dit duidelik agter op hierdie kaartjie dat hulle nie aanspreeklik is vir enige kledingstukke wat beskadig word nie. 'n Mens moet iets kan doen. Dis die rok wat ek vanaand wou aantrek. Maggie, as ek 'n voorstel kan maak, trek dit aan. Maar sit net so 'n mooi groot borspeld oor die merk. Pa vanoggend het pa gesê ek moet 'n wyl dra. En nou sê pa ek moet 'n borspeld sit op 'n merk wat reg oor my naakie is. Soos wat dit pa sal ek lyk. 'n Belly dancer. Dit lyk vir my jy los jou klere by hierdie plek op eie verantwoordelikheid. Presies. En dan kan hulle enigiets daarmee aanvang. Yes. Jy het nie dalk opgemerk of daai droogskoonmaker 'n baie skoon motorbike het nie. Nee, oupa. Dit rym nie. Hier voorop staan Specialist Cleaners of Your Most Delicate Garments. En agterop staan daar at your own risk. Hendrik, dis soos die skoonmaak besigheid werk. Daar by my werk was en polish ons die karre at your own risk.
'n mens kan nie droogskoonmakers met 'n car wash vergelyk nie. Soos daai rok lyk kan 'n mens. 'n Mens moet tog iets kan doen. Hierdie rok het 'n fortuin gekos. En kyk hoe lyk dit. Dis opgemors. Maggie, ek sal vir jou geld gee vir 'n ander rok. Hendrik, dis nie hoe 'n mens 'n probleem oplos nie. Hierdie mense sê hulle is spesialis droogskoonmakers. Hulle lewer 'n diens waarvoor jy betaal. Dan skielik is alles op jou eie risiko as hulle in plaas van droogskoon net plain droog maak. 'n Mens kan nie staat maak op wat mense sê hulle is nie. Kyk hoe val ou Betty hier langs aan sy aangeboude sonstoep uitmekaar. En daardie ou het gesê hy's 'n bouer. Nee, ek sal maar met 'n prokureur gaan praat en hoor wat moet 'n mens doen. Of wat dink jy? Ek weet nie. Ek is te vies om te dink. En dit maak my nog vieser as ek daaraan dink dat my man wat so hard vir ons werk, vir iemand anders se gebrou moet opdok. Dankie, Hendrik. Dis teen my sin, maar ek sal die geld wat jy aangebied het vat. At your own risk. Ek dink ek sal 'n bietjie maandag na hierdie ou toe oorry en vir hom sê, "Please explain at your own risk." Dis nog 'n maat so mooi gelyk aan daai rok. Ek het nou nooit gedink ek sal 'n ou wil wurg oor 'n rok. Dit hang af Waarvan? of Dolly Parton die rok aan het. Waar's Wimpie? Hy het sy klere gaan soek. Het pa hom geslaan. Hoekom wil almal hê ek moet die kind slaan? Ek het met hom gepraat. Gepraat. Wat sou pa doen as ek gestreek het? Oh, maar die skare wat jy sou getrek het, sou ek kaartjies verkoop. Hendrik, ek sal maar hierdie rok wat ek vir ou Boet se troue laat maak het aantrek. Ja, dis 'n smart rok. Al was die troue 'n disaster. Dis nou nie wat ek wou aantrek nie. Maar na vandag gaan ek beslis nie by die huis sit as ons kan geniet nie. Ek wil nou nie 'n stok in die wiele druk nie. Maar die ou mense het altyd gesê die ongeluk kom in drieë. Pa, daarvoor het ek nie krag nie. Kom help my kos maak, ons moet vroeg eet. Ek wil nog bad en myself regkry vir vanaand. Ek het my klere gekry. En die R50? Nee, oupa, maar Wessie het 'n paar warm klappe gekry. En jy nou gaan staan en beklei. Hendrik, wat is dit met hierdie kind? Is dit iets wat ek verkeerd gedoen het? Wag nou. Net skaars 'n uur gelede was jy so na 'n pak soos 'n polonieskil se dikte en nou kom ontstel jy jou ma. Wil jy garage toe gaan? Nee, asseblief pa, ek kan nie baklei nie. Dit was Wessie en die twee Visagie broers wat ons gedeer het en ons geld beloof het. Hulle het ons 'n lelike streep getrek, pa. Want net toe ons op die hotel se dak is, toe skreeu hulle blou moord dat die hele dorp ons sien. En toe verdwyn hulle met ons klere. As hulle gesharap het, sou niemand ons gesien het nie. Dit was my plig om hom uit te sort, pa. Want in sy skuld het ek my waardigheid op die hotel se dak verloor. Dis regtig jammer, ma. Nou kan pa my maar slaan as pa wil. Toe maar my kind, niemand gaan aan jou raak nie. Ma kan sien jy het spyt. En pa kan sien jy het 'n toekoms op die verhoog. Los die kind nou, Hendrik. Toe, gaan bære jou klere. Ons vergeet nou van die hele besigheid. Die laaitie mag nou miskien nie meer sy waardigheid hê nie. Maar vir die manier wat hy homself soos blits uit 'n pak slaag gepraat het, hoort hy in die politiek. Nou kom ons gaan kyk waar sulke apparatuur in die praktyk gebruik word. Ek wonder waar bly ou Boet. Ek wonder waar bly ou Boet met my bakkie. As hy terugkom, dan moet hy hom vir my mooi skoon afspuit. Hendrik, jy is seker nie van plan om my in jou bakkie na die dans toe te vat. Maar hoe anders? Ons kan my kar vat. Hendrik, ek klim nie met 'n aantrek in 'n bakkie nie. Ja, okay, ons kan met jou kar ry. Maar ek wil nogtans hê Wimpie moet hom afspuit. Ou Boet het 'n spul gras en gemors aan my gaan aflaai soos ek hom ken, gaan hy my skoonmaak. Ek sal dit kry. Hallo! Hallo mense! Hallo ouma se ou engeltjie. Die uitslag is beter. En die oogies wil net toeval. Ag, ons ouma se ou seentjie Fakkie. Hy raak soos ek hom in sy pram stoot. Is nes my pa se TV kyk. Jy weet nie of hy wakker is of hy slaap nie. Hendrik is ook so. Jou kos is in die oond hoor, Jolanda. Dankie ma. Ek het gedog Niels behoort al hier te wees met pa se bakkie. Ek ook.
Miskien het hy 'n draaitjie gemaak by die snoekertafel. Niels het beloof hy's klaar met snoeker. Hes, kry dit. Ag, sy's tog hoe wip hy van die skrik vir die voet. Hallo? Hoe nou? Ja, sy is hierso. Wat? Pa gaan jou wurg. OK. Bye. Was dit Niels? Ja, hy wou net weet of jy hier is, anders sou jy by die huis gaan optel het. Hy sê hy's nou hier. En waarvandaan het hy gebel? Ek weet nie. Geklim soos 'n kafee. Of dalk was dit die snoekerkamer. Hoekom gaan ek hom wurg? Hy sê hy het 'n insident met die bakkie gehad. Wat 'n insident? As jy sekerheid gesê 'n insident en nie dalk 'n accident. Net verlede week is daai bakkie se lig reggemaak waar jy hom nog gestamp het. Hendrik, ons weet nie eers of hy 'n ongeluk gehad het nie. As daar fout was met die bakkie, dan sal hy mos nie gebel het om te hoor of hy vir Jolanda moet gaan haal nie. Al wat dit vir my sê is die bakkie kan nog ry, nie hoe dit lyk nie. Ek het mos gesê die ongeluk kom in 3. Maar ek dink Niels het 'n probleem. Hy is verslaaf aan snoeker. Ouboet noem my Henk se bakleierye onder onsie. As hy gesê het insident, dan kan ons maar weet pa se bakkie is 'n rythof. Ek wurg hom. Hendrik, alwaaroor jy kan dink is die bakkie. Veral wat ons weet bel die kind van die hospitaal af met sy arms en gips. Ma? Ek is nou nie eens meer lus om verder te eet. Dan sê jy seker nie omgee as ek jou aardappel vat. Boek's jou right. Ja, Is jy seker? ja. Hoe lyk my bakkie? Skoon. Sommer afgesper daar by die garage en hier's die R10 wat ek by pa geleen het. Hier kom 'n reënbuis soos ons nog nooit gesien het nie. Wat 'n insident hier met my bakkie gehad? Jesus, ek het geskrik. 'n Kamikaze pilot het agter op die bak beland. Wat? Die bode wat by Antiflorie se boekwinkel werk, ry met so 'n rooi bike met 'n kassie agterop. Het hy seer gekry? Nee, gelukkig vir hom was daar sakke gras agter op die bakkie toe. Breek die sakke gras, hy val maar toe breek hy die sak en toe sit gras net waar hy kyk. Ouboet, is daar iets fout met my bakkie? Ja, bang dat ek weer daai brieke stel mense te veel pomp voor hulle vat. Boeksie? Het jy gedrink? Nee, Het jy dalk enige iets soos petrolgom of parafien gesnuif? nee oupa. Nou maar toe ek nou ry met die grasdam, toe stop ek daar by die stopstraat oor kan die Engelse laerskool. En toe ek so stop, toe voel ek net hoe ruk die bakkie. En ek kyk in my spieeltjie en ek sien 'n full-face helmet en net sulke 2 groot oë wat agter die bak sny. Toe dog jy seker die Space Invaders het geland. Nou die ou het te skielik om die draai gekom en toe skielik sien hy die bakkie voor hom en hy gooi ankers en hy draai gelyk. En hy stoot dit sy bike om soos 'n steeksperd afgooi. Hy beland agter op die bak en sy bike skuif hierdie kant verby die bakkie tot daar voor oorkant in die ander pad, net so by Wak 7. Shame sy fiets te flenters. Nee, nie op daardie oomblik nie, maar toe ry een van die mynse lorries oor die bike en toe sy raai. Hi Boeksie. Maar toe moes julle sien hoe paniek die 2 ouens in die lorry toe hulle daar uitklim en hulle kan nie die ou kry wat veronderstel is om op die bike te wees. Hulle soek hier tussen die wiele, in die grill, agter die radiator. Zilch. En toe moes jy wag vir die polisie. Nee. Ek sê toe vir die ou, "You've lost your bike." Toe sê hy, "No, I've lost my job." En toe kry ek hom jammer en toe gee ek hom werk Wat se werk? om my te help om die grassige mors weg te ry. En om die bakkie skoon te maak. Goed pa geweet. As iets te goed is om waar te wees, is dit gewoonlik. Wat van die fiets? Watter fiets? Ek het niks gesien nie. Ouboet, ek dink jy moes daar gewag het. Dit is onverantwoordelik om die ongelukstoneel te verlaat. Maar niemand het seer gekry nie, pa. En weet both die rubbish het nog moes weggery, omtrent 5 vragte. Ou boet. OK. 3 vragte maar was baie vol. Ek dink nog steeds is onverantwoordelik, jy moes vir die polisie gewag het. Om wat te sê, pa? Konstabel, ek het gesien hoe ry 'n lorry 'n bike pap. Die ouens in die lorry kon dit moes sê en as 'n mens betrokke raak, dan is dit net hofsaake en sulke goed. Hier is ek geneig om met Ouboet saam te stem. Die hof is 'n baie ongemaklike plek. Selfs al is 'n mens net 'n getuie, die oomblik as jy moet praat, dan voel jy skielik asof almal in die hof klaar besluit het jy is skuldig. Dit is so oud. Dit is presies so ek ook gevoel het daai keer toe ek moes gaan getuig het oor speeding. Ja, maar jy was skuldig. O! Ek praat
praat van as 'n mens getuienis moet lewer, nie pleit om versagtende omstandighede nie. Ah, en pa sal weet, want pa het ondervinding van albei. Ja. Maar my eintlike swakkigheidjie is by daai minagting besigheid. Dis nie iets om op trots te wees nie, pa. Ja, ek weet. En daarom sê ek bly weg. In die hof gaan jy net tweede land. Ou, waar is die bode nou? Ek weet nie. Toe ons klaar gewerk het, het ek hom betaal en toe het hy gesê ek moet by die polisiestasie gaan aflaai. O, hy het seker die fiets gaan rapporteer. Ja, hy het gesê so met die skok en al het hy homself miskien 'n bietjie te gou gefire. Hy sal maar die bike gaan rapporteer. Ek is bly. Maar het geweet jy sal nie onverantwoordelik optree nie. Jy is seker dood van die honger. Ek gaan haal jou kos. Kom ontspan, Poeksie. Jy is seker moeg van al die tension. Ou, daar's net een ding wat ek nou nog nie verstaan. Vanmôre het jy nie 'n sent gehad. En vanmiddag het jy genoeg geld om iemand te werk te gee en my terug te betaal. Ek het R50 met snoeker gewen, pa. 'n maand gelede, Swannie het my vandag betaal. Niels het beloof om snoeker te los. Ek weet ek het, maar dis nie so maklik nie. Elke keer as ek by die hotel ry, is dit asof ek 'n ander mens word. Daai balletjies trek my aan soos 'n magneet. Jy moet net eendag weer met daai balletjies vang speel. Ek sê jou wat. Kom ons twee gaan uit vanaand. Ag, waan toe, die disco het afgebrand. Daar wys 'n lekker fliek by die drive-in. Sal Paul nie vir ons baby sit nie, dan vat ons sommer vir Hes en Wimpie op saam. Nee, OK, as hulle moet leer vir eksamens of iets, hoef nie saam te kom nie. want dis nie oor Wimpie en Hes nie. Dis oor ons kan nie babysit nie, ek en jou ma gaan uit. Maar pa sê altyd pa hou nie af van om uit te gaan nie. Pa hulle gaan nooit uit nie. Sê wie? As ek nooit saam met jou ma uitgegaan het nie, was jy nie nou hier nie. Oh. Shame, ek wonder of tannie Florie die bode gaan fire. Nee, ek dink sy gaan vir 'n nuwe bike koop. Hy het die gestampte een as gesteel gerapporteer. Ek wonder of jou ma hulle gisteraan die dans geniet het. Ek sou so dink. Dit was na 2:30 toe ek hulle hoor inkom het. Shame. Doen hulle goed om so 'n bietjie uit te kom. Laat hulle weer jonk. Vir my of ek die kamerads gehad het. Bietjie styf vir al die dans, hè? Baie. Het maar hulle gesakkie of gediska? Soos ek vanoggend voel my kind voel dit of ons gaan breakdans het. Waarna soek ma? Die bruistablette. Is dit vir jou of vir Hendrik? Ek het vir hom gesê hy moet stadig met daai pons. Maar kyk julle my so, julle nog nooit iemand gesien met 'n hoofpyn. Natuurlik het ons al iemand met 'n hoofpyn gesien, maar wat jy het lyk baie meer na babbelas. Hier en drink. Drink dit, dit sal jou beter laat voel. Ons is nie meer gewoond aan uitgaan nie. Soos julle twee vanmôre lyk, sal 'n mens sê julle is aan niks gewoond. Julle nie bruistablette wat sagter bruis nie. Wie kan dit nou wees? Dis ou boet. Ma, pa, kyk. Wat? Ek kan nie mooi sien. Lyk vir my soos twee paar kaal boutjies. Op 'n dak. Wat? Skaam my dood. Gelukkig kan mense nie hulle gesigte sien. Name, noem hulle name. Nee, net 2 tieners wat kaal genaal het toe die brandweer hulle van die hotel se dak afgehaal en aan die toesig van hulle ouers oorhandig. Ag, is nie so erg nie. Nou ek sien. Vir my sit erg, ek sê vat al my spaargeld en gaan koop die koerante wat daar nog oor is. Ag nee man, 'n mens kan julle skaars sien. So wat oupa die oupa se bril op het nie. Die pers moet ook oral hulle kameras indruk. Ag Maggie, today's newspaper is tomorrow's toilet paper. Kyk wat staan hier. Daar word ondersoek ingestel na 'n raaiselagtige ongeluk tussen 'n vragmotor en 'n motorfiets waarvan albei bestuurders spoorloos verdwyn het. Albei voertuie is later by die polisie as gesteel aangemeld. Hoekom val oupa so baie kompetisies in? Ag Wimpie, ek het in my lewe al so baie kansse deur my vingers laat glip. Nou probeer ek maar opmaak en ek wag kansse met alles. Koop oupa weer daai bakkie. Dankie. Sal ek hom vir jou pa gee. Vir al die jare wat ek so verniet hier op sy nek lê. Oupa gaan nou nie weer daarmee begin. As oupa nie was om te keer nie, het ek in hierdie huis meer slaas kos gekry. Dis waar.
Gee vir my ook nog een vandaan. Jy het nie vir oupa sooibrood nie. Ja, man, maar so wat. Mens kan nie alles opgee net oor die gevolge nie. Jy sal skoon mislik wees van die gesondheid. Het oupa die kompetisie vir elektroniese naaimasjien ook ingevul? Ja, maar as dit vroumenspryse is, dan vul ek jou ma se naam. O. As daar enige kompetisie is waarvan die pryse motorbike is, kan oupa maar my naam inskryf. Man, vul jou eie kompetisies aan. Wat 'n slagspreuk het oupa hier geskryf? OK, ek weet ek is nie so goed daarmee nie. Is dit die ene vir daai nuwe Franse parfuum? Ja, Summer Touch parfuum. Oh. Die eerste prys is hierdie motorboot, maar sonder die girls. Dis jammer. Lees hom vir my dat ek kan hoor hoe klink dit. OK. Voel jy een saam en verlore? Smeer Summer Touch agter jou ore. Is dit te direk? Ja, oupa. Wat van iets soos as jy Summer Touch dra, hoef jy niks anders aan te hê. Man, daar's 'n groot verskil tussen 'n ordentlike slagspreuk en sommer net klein skewe gedagtes. Kom sit daar en plak seels op. Ek wil hê jy moet hierdie goed vir my gaan pos. Ek moes minder gekeer het dat jy baie meer slaag gekry het. Dit sê vir my, het gaat nou baie, jy beter met ou Giel beson van dat hy en Marie het mekaar is. Hy het selfs die drank gelos en hulle is glo beter vriende as ooit tevore. Meer is nie vriende. Hoe nou? Ek wil nou nie skinde nie, maar ek hoor hulle egskeiding is op die rotse. Ja, sy verwag, hulle moet weer trou. En hulle sê weerlig slaat nie 2 keer op dieselfde plek nie. Dis 'n fout. Ja, ek sê ook so. Die skok gaat vir hom terugvat na die bordel toe. Hendrik, ek praat nie daarvan nie, ek praat hiervan. Ja, dis 'n basiese fout. Ek verdien minder as wat jy kan spandeer. As wat ek spandeer, dis ons uitgawes. Kyk, hier is die huis, kos, klere, jou bakkie, belasting, pensioenfonds, versekering, mediese fonds. Dis alles nodige uitgawes. Die belasting is onnodig. Hendrik, almal kla hulle betaal te veel. Maar as niemand belasting betaal nie, dan het ek en jy nou in plaas van sit en rande tel, piesangs getel. Ja, maar ek sou daarom ook nou dink dat 'n mens deesdae in die buiteland baie meer vir 'n gesonde piesang kry as 'n rand. Hendrik, jy weet nou regtig nie waarvan jy praat nie. Wel, dis dalk hoekom ek nou net 'n myner is en nie die minister van finansies nie. Namens die land sê ek dankie. Kan jy jou voorstel hoe sou dit gewees het as hulle ons in piesangs betaal het? Wie? Ek het hierdie maand 3 piesangs, 2 komkommers en 1 lemoen verhoging gekry. Is dit? Ek kry nog net 'n appel en 'n ei. En wie, my seun is 'n vakleerling en hy werk nog altyd vir peanuts. Jy raak laf. Toe maak klaar. Ek moet nog gaan koek bak vir die kinders. Ja, sorry dol. Maar as 'n ou van salarisse praat, dan moet jy so 'n sin van humor hê. Jy weet, ek kan dit nie verstaan nie. Ons spandeer minder as voorheen. Ek bespaar net waar ek kan. Maar ons kom net nie uit nie. Ja, ek wens ek was 2. Hoe nou? 2 Henrikke. Dan het ons die geldprobleme gehad nie. Ek sou dagdiens gewerk het en die ander Henrik kon nagdiens gewerk het. Is dit nou jou manier om van my te sê ek behoort weer 'n voldag te begin werk? Nee, ek wens maar net ek kry dubbel soveel as wat ek nou kry. Hendrik, almal wens dit. Daar is ouens wat al hulle salaris verdubbel het. Die probleem is net jy verdubbel jou moeilikheid as die perd nie inkom nie. Pa behoort te weet. Ja, maar laat ons nou nie ou koeie in die sloot voor die perde inspan nie. Nee. Ek het vir Wimpie gestuur om vir my 'n paar briewe te gaan pos as jy hulle nie omgee nie. Nee, solank hy net nie eers weer 'n draai gaan loop nie. Laat ek sien waar staan ons geldsaake. As jy besig met privaat sake, dan loop ek maar. Nee, pa, sit. Ons is klaar. Sien jy? Dis wat oorbly. Dis nie so sleg nie. Hendrik, hoe kyk jy? Daar's 'n punt voor die 2 nulle. Dan het ons bogger op. Welcome to the real world. Waar alles reël is behalwe my salaris. En ons het nog eers hierdie 2 rekeninge bygetel.
Wat gaan jy nou doen? Ek sal maar seker moet gaan leen by ons spaargeld. Laat ek nou vir julle 'n goeie raad gee. Julle het mos elkeen 'n kredietkaart. Nou ja, as julle in die knyp is, dan gebruik jy Maggie se kredietkaart om joune te betaal en jou na Mare te betaal. Maklik. Sommige net so. Ja. Al verskil is nou skuld jy wat sy geskuld het en sy skuld wat jy geskuld het. Pa, maar ons skuld dit nog. Ons moet dit nog steeds betaal. Ja, maar nie die maand nie, dis eers volgende maand se worries. Is dit wettig? Dan af of jy gevang word. Pa, mens mag iets doen of jy mag dit nie doen nie. Daar's niks tussenin nie. Hendrik, so duidelik is geen wet nie. Die voordeel van pa se ondervinding het net een nadeel. Mense het 'n damn goeie kans om op polisiefout te wees. Ons het darm nog daai bietjie wat ons op sy gesit het vir ons vakansie. Miskien moet ons daar 'n paar piesangs gaan leen. Nou, ons sal dit kan opmaak, dis nog lank voor my verlof. Ja. As julle nog aan verlof kan dink, dan weet julle nie wat geldprobleme is nie. Want ek my vir niks so bekommer. Ek hoef net te gaan pak nie. Wat bedoel pa pak? Toe ek sien julle sit daar met die rekeninge en daai calculator, het ek maar so lank begin dink aan pak. Want ek weet dis nie lank nie, dan begin julle agterkom dat ek nog nooit losies betaal het. Maar pa, ons het nog nooit vir pa Lucies gevra nie. Ja, ek weet. Maar as julle nou gaan begin as ek op straat. Pa, ons is al deur dieper waters. Ons sal nooit van pa verwag om losies te betaal nie. O. Nou ja, dan gee ek glad nie om dat ek nie meer saam met julle op vakansie moet gaan nie. Ons het dit nie gesê nie. Hendrik, ons sou Kaap toe gaan. Nou hoor ek julle gaan Durban toe. Waar hoor pa dit? Jy het dit laat uitglip. Ek mag stupid lyk, maar as ek vakansie en piesangs bymekaar tel, dan kry ek Durban. Jy vat ook maar 'n lekker kans as jou pa sy rug draai. Jy moet ophou om so op die telefoon te kuier. Jou pa was ernstig toe hy gesê het hy gaan die telefoon laat afsny as ons weer so 'n rekening kry. Marieke het my gebel, ma. Kollekteer. Dis al hoe sy mag bel. En jy is nie ver daarvandaan nie. Toe, wat staan jy so, help my? Die skool dink mos die ouers het nie werk vir hulle hande nie. Sommige ma so goed bak. Hulle vra nooit meer vir Annetjie Viljoen se ma nie. Nie na daai terte wat sy voorsien het vir die ouer aand nie. Verbaas my nie. Iemand met 'n swaar hand moenie tipsy terte bak nie. Pa sê hy het in sy lewe nog nooit sulke getrekte terte gesien nie. Esther, Sê maar net wat pa gesê het, ma. jy mors. Strooi liewers hierdie hundreds and thousands. Ag, laat die koekies so kinderagtig lyk. Cupcakes is kinderagtig. En as jy wil hê dit moet verkoop, moet jy strooi. Ek strooi, ma. Nie so baie nie, die goed kos geld. Ek weet nie of die skool dit besef nie. Maar of ek die goed nou bak en of ek dit gaan koop, dit kos dieselfde. Proe nie dieselfde nie. Jy's nes jou pa. Eet die helfte op nog voordat ek klaar is. Ma, ek het maar net 'n tongtippie toets gedoen. A moment on the lips is a lifetime on the hips. Sy maak raak dik. Nee, miskien net so 'n bietjie mollig. Ma, Hoekom antwoord pa nie? Dis nie my nie. Hallo? Mykie van Tonner hier? Ja, dit is mevrou van Tonner. Wat? Nooit, ek glo dit nie. Ek het nog nooit iets gewen nie. Maar ek het ook nog nooit vir 'n kompetisie of iets ingeskryf nie. Ja, dit is Timmiestraat. Ek weet nie wat om te sê nie. Sê dankie. Dankie. Ja, ek sal bel om te reël. O ja, die nommer, net 'n oomblik. Ja? 72. Baie dankie. Totsiens. Wat? Ek kan dit nie glo nie, ek weet nooit iets nie. Wat? O pa, 'n romantiese ete vertoë. Wat? Ek bewe skoon van opgewondenheid. Seker een van die troospryse. Waaroor praat pa? Nee, sommer niks. Wat se kompetisie was dit? Ek weet nie, dis iets soos die Riviera Cabanas. Kan nie so iets onthou nie. Hulle sê, al wat ons moet doen om 2 etekaartjies te kry, is om na 'n video te kyk oor die Cabanas. Dit klink vir my na timeshare. Dink pa, ag nee, ek weet nie. Al wat ek weet is ek en Hendrik gaan uit vir 'n romantiese ete verniet. Dis wat jy dink. Versigtig nou. Sit dit plat neer voor die sitplek en uit die son uit. Wappie. Bly jy by die kar? En Hes,
Jy kan sy boeksak kom haal. Pa weet ek verstaan dit nie. Ek het vir Hendrik gevra om vir my die koekblikke te gaan haal by Marie Konradi. En waarmee kom hy terug? 'n Fieterjasie waarmee jy golfballetjies uit die water haal. Dis Hendrik. Ek onthou toe hy klein was, het ons hom een middag gestuur om te gaan vuurhoutjies koop. Toe kom hy eers na donker by die huis aan, met sy handjies taai en sy mond vol sweets. Toe het hy lekker goed gekoop. Nee, 'n vriendelike tannie het dit vir hom gegee. Sy het hom huis toe gebring. Hy het glo verdwaal geraak. Kon nie reguit huis toe gaan nie want daar was 'n verskriklike veldbrand. Ja, dis Hendrik. Waar is my sleutels nou? Gaan pa nie vandag werk nie? Nee, ek is geregtig op eendag siekteverlof in die maand. Voel pa siek? Nee. Maar as ek dit nie nou vat nie, verloor ek my afdag. Maar daar's nog net 2 dae oor voor die einde van die maand en dit lyk nie vir my ek gaan siek word. Pa, dit beteken mos nie pa moet 1 dag per maand siek wees nie. Dis jou opinie. Ek sien die wet anders. Ma, dis daai stupid skingborde. Julle die koek laat val. Nee. Iemand het in die koek geval. Ag nee man, ek het die hele nag deur gestaan en bak. Wat het julle aangevang? Staan die Betty se stupid bulldog, ma. Toe ek buk om dit neer te sit, is hy hier tussen my bene deur en hy stamp die skinkbord dat jy net koekies sien spat. En toe begin hy daaraan vreet. Ons sal alles moet weggooi, maar ons kan nie koekies skool toe vat waarin 'n hond gevreet het nie. Wie sal weet? Gemaak jou skoon en trek skoon klere aan. Dis die laaste keer wat ek iets vir daai skool doen, die laaste keer. Maar ons het koek beloof, ma, en nou gaan ons nog laat op wees. Dan is julle laat. Nou sal ek moet doen wat ek in die eerste plek moes gedoen het. Ek sal dit by die bakkery gaan koop. Maar dis die laaste keer. Daai skool moet my nooit weer iets vra nie. Ek wonder nou net. As Wimpie so sleg lyk, hoe lyk die binnekant van jou kar? O, Ek vat 'n dag af van die karwas en wat doen ek by die huis? Ek was 'n kar. As ek hy bulldog vang, dan was ek hom. Ek haat cupcakes. Wimpie, my kar se deure en vensters net so laat oop staan, anders kry ons mif in die sitplek. Ek hoop Maggie ry versigtig met my kar. Oupa, ek ken nie iemand wat stadiger of versigtiger kan ry nie. Hey, jy praat nie so van jou ma nie, dis my vrou. Ek het haar gekies. Vir jou moes ek vat of ek wou of nie. So watch it. Sorry pa, ek het dit nie lelik bedoel. Hendrik, hoe praat jy met jou kinders? Duidelik sodat hulle goed verstaan. Ek verstaan pa. Die kind verstaan, Hendrik. Goed. Ek is nou nie eens meer lus om vanaand saam met Maggie te gaan eet nie. Al is die ete verniet. Koert se paal was ook daar. Dis om deeltyd cabanas aan mense te verkoop. Man, ons gaan net kyk. Ek het in elk geval nie nou geld om iets te koop nie. Ek het geen tyd vir deeltyd nie. Pa, ons gaan net kyk en eet. Koert se pa sê dis net 'n set om mense te laat koop. So hy het nie gekoop nie. Nee, hy het. Ek hou nie daarvan om te deel nie. Partykeer is dit vir my selfs moeilik om met julle hierdie huis te deel. Nee. Ja, maar wat kan ek doen as jou huis? Pa, ou Swannie sê hulle is baie tevrede met daai deeltyd wat hulle by die suidkus gekoop. Swannie is aan niks gewoond nie. Hendrik, party van hierdie plekke pak die mense week na week so agter mekaar in. As jy daar aankom is die beddens nog warm. Kry dit, Wimpie. Hallo. Daar's dit. Hallo mense. Hallo, waar is Hendrikie? My ma's blimpa. O. Julle twee lyk so bek af, ek dink het julle weggejaag. Nee, oupa. Pa, ons wil met pa praat. Hoeveel? Nee pa. O, dis nie eintlik geld nie. Kom, Wimpie. Ons moet ons uit die voete uitmaak. Hier's niks vir ons ore nie. Wimpie kan maar bly. O. Nou gaan die hele wêreld al saam Durban toe. Wat is die probleem? Pa, kry Wimpie en hy's nog baie take. Skooltake. Ja, hoekom? Wat gebruik julle om naslaanwerk uit te doen? Waaruit doen julle navorsing? Wat is die bron van julle inligting? Wat het dit met julle twee te doen? Pa, Jolanda het 'n vreeslike fout gemaak. Dit is so 'n vormpie wat iemand in die posbus gegooi het, ingevul vir 'n gratis boekrak. Ek het nie gesels om sulke klein lettertjies onder op die vorm as jy die boeke bestel. Nee. En toe kom die boekrak vandag daaraan. Ja, regte, goedkoop rubbish. Dis geen wonder is gratis nie. In die boeke? Nee, jy's dis smart, pa. Dis 'n stel van 24 encyclopedies. Encyclopedias.
PDA's. Ou goed. Jy kan dit nie eers uitspreek nie, dan wil jy dit aan my kom afsmeer. Ek wil dit nie aan pa afsmeer nie. Ek wil hê pa moet dit koop. Is dit in Engels of Afrikaans? Maak dit saak. Ou goed, hoekom vat jy nie na die boekerak terug? Tannie Paul, ek klaar die rekening gestuur om hierdie maand moet ons betaal. Anders moet ek terug gaan en ek al my goedjies van die boekrak afpak. Ek dog dit is so 'n rubbish boekerak. Sorry, Poeks, ek praat te gou. Ja. Ag toe pa, koop daai boeke. Hes en Wimpie het dit nodig. Wat kos dit? Wat kos geleerdheid? Wat se premie kan 'n mens betaal vir jou kinders se toekoms? Sst, liewer. R20. O, dis niks. Per boek. Wat? R20 maal 24, dis R480. Saam met AVB is dit R542.40. sien julle? Die kind het die boeke nodig. Ou goed. Ek kom môre vroeg af. Dan kom ek daar by jou langs, dan vat ons daai boeke met die boekerak en ons pak dit netjies in my bakkie en ons vat dit terug. Dankie pa. Sien jy, ek het jou gesê my pa sal weet wat om te doen. Net môre swys ek vir jou 'n nuwe boekrak. Laat ek julle iets vertel. Niks is gratis nie. As jy die woord gratis hoor, moet jy klaar agterdogtig wees. Net die lug wat ons inasem is gratis. Niemand sal vir jou iets gratis gee nie, man. As jy iets moet koop om iets gratis te kry, moet jy weet jy betaal eintlik vir al twee, maar net een het 'n prys op. Verstaan jy dit? Ja pa. Hoe laat gaan pa vanaand na daai gratis ete toe? 7 uur. Daai skool moet my nooit weer iets vra nie, nooit weer nie. Wat doen 'n mens met 3 dosyn cupcakes? Geet vir Auntie Betty se bulldog. Ou moet gaan was jou mond uit met seep. Is dit iets wat ek gesê het? Dis 'n lang storie, ou boet. Pa, is jy nou? Hy is molessies. Nee. Kom ons noem dit liewerster 'n vlieg in die salf. Eerder 'n bulldog in die koek. Ja, los dit nou maar. As jy wil koek eet, moet jy dit eet. Hoe vinniger dit op is, hoe beter. Ek is so vies ek kan slange van. Is dit daai koek wat jy gekoop het by die bakkery? Ja, en dit kos my dubbel, want ons weet wat met die gebeur het wat ek gebak het. Wou niemand by die bazaar dit koop nie. Is jy laf? Hulle was heel eerste uitverkoop, maar het al self teruggekoop. Ek kon tog nie toelaat dat iemand anders dit koop en dan dink dit is ek wat daai droë gemors van die bakkery gebak het nie. Nee. Ja, nee. Jolie, sal jy asseblief my hare bietjie mooi maak? Ek en jou pa gaan vanaand uit vir ete. Okay, ma. Waar is Hendrikie? My ma babysit hom by ons. Jy is volkie, ma. Ma moet liewer daai sal weggooi. Kom. As pa uitgaan vir ete, dan eet ons seker weer ration en chips of vetkoek en mints. En cupcakes, een vir die prys van 3. Ek hou van cupcakes. Ek's nou nog dik van al die koek. Ek wil nooit weer in my lewe een van daai koekies sien. Ek self moet nou so lus vir 'n glas lewersout, ek eet sommer 'n kafeepaai. Ek wonder of pa hulle toe gisterand deeltyd gekoop het. It's a cabana, Riviera. It's the hottest spot north of Umhlanga. Dit was 'n lekker party. Pa, ek het net 2 glasies wyn gedrink. Dit hang af hoe groot die glasies was. Dit was geen myn party nie. En deeltyd is glad nie so 'n slegte idee nie. Hendrik, nou dat jy weer helder kan dink, kan jy onthou of jy iets geteken het? Pa, jy kry 'n vakansieplekkie van jou eie vir die res van jou lewe. Dis joune. Jy kry kaart en transport en al. Jy hoef nooit weer vir 'n vakansie te betaal nie. Jy kry iets wat jy nooit voorheen kon koop nie. Tyd. Nee. Ja, 'n paar moes gesien het hoe mooi lyk dit op daai video. En die kos was fantasties. Die drankies en sulke pynappels met sulke sambreeltjies in. En meisies met sulke hula skirts wat ons bedien het. A vacation of a lifetime. 1 week vir die res van jou lewe om te ontspan in jou eie cabana. Hendrik, jy's gebrainwash. Hoe nou? Hendrik, normaalweg, as ek nou soos altyd saam met julle met vakansie gaan. Vir hoe lank gaan ons gewoonlik? 3 weke. En nou mag jy net vir 1 week in die jaar op dieselfde plek gaan vakansie hou, dieselfde week
Jaar na jaar na jaar. En jy was nog nie eens in die plek nie en jy weet nie eens of jy daar mag visvang nie. Dis waar. Het julle iets moes betaal? Nee, ete was gratis. Nee. Ja, wel ons moes so 'n klein registrasiefootjie betaal, dis al. R80 is 'n klein voetjie. Maar dan het ons mos betaal vir die ete. Het julle iets geteken? Nee, pa het amper. Maar toe sê ek vir die man, ons sal môre kom teken. Hy sê toe hy gee ons 10% afslag as ons dadelik teken. Ek sê toe nee, as ons nie 12 ure later dieselfde afslag kan gee nie, dan beteken dit hy wil ons beduiwel. Toe sê hy kom môre. Ek weet nie eens of mense daar kan visvang. Kan jy dit glo? Ek koop amper 'n plek en ek weet nie of mense daar kan visvang. Dit verbaas my nie. Jy het al 'n kar gekoop wat nie kan ry nie. Maggie, ons moet gesels. Nee, ons moet eers die kinders by die skool kry en die res by die werk. Kom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hoor dit in jou kop. Dis maar seker Bruce Springsteen het so begin. Natuurlik speel. Daar sy. Ons het die boeke in die boekerak teruggevat en ons R80 registrasiefooi teruggekry. Dieselfde ou wat ons die boeke wou verkoop deeltyd in sy spaartyd. Nooit. En toe sê julle vir hom julle wil nie teken nie en toe gee hy julle geld terug. Ja, dis min of meer hoe dit gebeur. Hendrik, het jy beklei? Nee, daai tyd is verby. Nee, kyk, ek het net mooi aan hom ons situasie verduidelik. Nadat pa van die ou se lang das 'n mooi strikdassie gemaak het, hy alles verstaan. En toe skud ons hande en toe loop ons. Nee, pa het hom eers van die kapstuk afgehaal, toe loop ons. Hendrik, Ag, Maggie, jy weet hoe die kind kan lieg. ek is baie meer bekommerd oor die kind met die grys hare en die boepens. En nou, wat sê julle nou? Wat is dit, pa? Troostprys in die Summer Touch parfuum slagspreek kompetisie. 24 botteltjies parfuum. Geluk, oupa. Dankie. Jy mag vir Jolly ook 'n paar botteltjies vat. Die res kan Maggie en Esma onder mekaar verdeel. Dankie, pa. Ek kan nie wag om te ruik hoe ryk dit nie. Ek is nie so vrygewig sodat julle my moet jammer kry en saamvat op vakansie nie. Ek gee dit weg, want as ek dit dra sal die mense dink ek is skeef. Pa, maar natuurlik gaan pa saam met ons op vakansie. Dit was nog nooit 'n kwessie dat pa nie saam gaan nie. Weet hy dit? Ja, pa. Het oupa dit gewen met daai slagspreek? Hoe was dit nou weer? Voel jy eensaam en verlore, smeer Summer Touch agter jou ore. Ja. Nee, ek het 'n beter een gekry. As jy Summer Touch dra, hoef jy niks anders aan te hê nie. Maar dit was myne. Ja, maar kry dan vir jou ook 'n botteltjie. Waar kry jy al hierdie botteltjies Summer Touch? Wimpie en ek het dit vir julle gewen. En as jy in plaas daarvan om die ding op jou ore te sit, hier van agter jou ore smeer, sal jy aandag trek sonder dat jy so hoef te gil. Ek het 'n hele pakkie splitpuntie iewers gehad. Pa, die Microlite se plan sê agter elke moer moet daar 'n splitpunt kom. Maar kan ons net sowel vas swys? Ou, swys kan kraak of breek. En met die vibrasie van jou vliegtyg kan die moer loskom. En dan val jou vliegtyg soos 'n baksteen. As hy ooit vlieg. Dink almal in die familie ek is te stupid om iets te kan bou. Nee, as jy nou net by die plan hou, maar nee, jy weet mos van beter. In plaas van aluminium piping, gebruik jy sommer square tubing. Die plan sê 'n ligte engine, maar nee, jy gebruik sommer 'n 1300 reconditioned bakkie engine. Pa, dis net 'n paar modifikasies, dit gaan werk. Want jy bou nie 'n Microlite nie, jy bou 'n Macro Heavy. Pa sal sien. Hy gaan vlieg. Miskien nie so hoog nie, maar hy gaan vlieg. Yes, ja, hoe lyk dit nou? Hallo Spike, How's it oom? Ek sien nou Spyker van Duyk is daar by die werk besig om vir jou 'n smart Naughty Pine propeller te draai. 'n paar modifikasies. Al wat sal vlieg is as jy van hierdie plan 'n paperjet maak. Of 'n waterbom. Of 'n waterbom. Ek het altyd waterbomme gemaak. Ek probeer maar net iets bou en nou opset ek almal. Ek's alright. Man, bou as jy voel jy moet.
Solank jy net nie so Giel Basson maak toe hy daai keer eienaar bouenaar probeer speel het nie. Toe hy klaar aangebou het, sy eie hande werk om so upset, hy het skoon ophou drink. Ou Giel, opgehou drink. Ja, hy sê mense kla so oor die gevare van drink en bestuur. Hulle moet by sy huis gaan kyk hoe gevaarlik is drink en bou. Swyk, het jy iets kom leen, want ek sien jy het nog nie my grinder teruggebring. Nee, ek bring hom môre vir jou. Nee, ek het niks kom leen nie, ek het net so 'n bietjie kom brag. Waaroor? Van maandag af is ek supervisor in die fitting shop. Geluk oom. Okay. Ja, geluk. Okay. Almal het eintlik verwag dat ou Boela Botha die nuwe opsiener sou wees. Nee, daai ou van personeel sê ek het beter leiereienskappe. Ou Boela is te bakleierig, man. Wat sê Boela van die aanstelling? Nee, hy sê solank hy my net nie iewers alleen vang nie. Suurdrywing. Ja, suur gesig en suur gat ook is hy my. Boela is kom in, man. Maar hy sal my nie vang nie. My nuwe Capri Piranha is nou so warm gemaak. As ek die choke trek, dan spin die spaarwiel. Met die nuwe aanstelling is daar seker 'n stywe verhoging op week. Nie net 'n stywe verhoging nie. Sommer 'n stywe pay increase ook. Ek is al so siek vir die myn. Weet maar wanneer laas het ek 'n increase gehad? Ek het hierdie jaar nie eens 'n Meriete bonus gekry nie. Dis oor jou aandag nie by jou werkers nie. Te veel ander skems. Hier is jou splitpunt. Man, as jy nou iewers in die lewe wil kom, dan moet jy maak soos ek. Niemand stel belang hoe vinnig of hoe goed jy werk. Die ding is, jy moet net die hele tyd besig wees. En as die job klaar is? As jy laaf, 'n job is nooit klaar nie. 'n Goeie motormek het altyd 'n spanner in die hand, hy het altyd 'n frons op die voorkop en hy's die hele tyd gehassel oor die spares wat nie gekom het nie. Met ander woorde, jy sê as daar nie werk is nie, dan moet jy mak of jy werk. Sure, as mens iewers in die lewe wil kom, man, moet jy kan toneel speel. Ag, ek het nie talent daarvoor nie. Maar ek kan sing. Maar as ek dit by die werk genoeg almal dink ek is happy met my pay. Dis die grootste bullshit wat ek nou nog gehoor. Sukses het niks uit te waai met werk of toneelspel of talent of enigiets van daai goed nie, dis net luck. Dis wat hulle sê, ja, sukses is net luck. Vra maar vir enige failure. Jolly laat my ook nooit meer toe om iewers heen te gaan nie. Weet pa wanneer laas was ek by Sun City gewees? Met jou luck is dit dalk maar goed so. Moet ek my image ook maar verander. Hoe nou? As jy so na my kyk, soos wat lyk ek? Rambo. Dankie man. Nee, ek bedoel lyk ek soos 'n supervisor? Nee. Ek miskien maar vir my van daai langmou check hempies kry. En van daai ties wat so aanklip. En so 'n paar penne daar in jou hempsak. Cedrickie hairdresser is ook 'n supervisor en hy dra 'n toupei. Daar's dan 'n groot verskil tussen 'n opsiener by 'n fitting shop en een wat in 'n unisex hairdresser werk. As hulle wil hê ek moet 'n toupei dra, kan hulle maar hulle job druk. Aanlegtoetse. Ja, maar al die standaard 9's en 10's moet dit doen. Ek het nie die aanleg vir enige soort toetse nie. Skil. Miskien is dit 'n goeie ding. Dan sal jy my minder pla met ma, wat kan ek word? Ek gee nie om wat ek word nie, solank ek net ryk word. En afhangende of jy gevang word of nie, is jy of skatryk of jy's in 'n tronk. Ek dink 'n ligwarden is nogal 'n aantreklike beroep. Ja, maar dan moet jy aantreklik wees. Maar sê Wimpie, shut up. Shut up. My aanlegtoetse gaan sê ek moet 'n liggaamlike opvoedingsonderwyser word by 'n meisieskool. Is jou huiswerk klaar? Nee, maar ek het nog baie wiskunde om te doen. Maar vir wat staan jy rond gaan doen jou huiswerk? OK. Het hy nie vir jou ook so 'n bietjie te vinnig ingestem nie? Ma kan ook maar partykeer toe wees. Hy sal enige iets doen om nie in die kombuis te help nie. Jy sê nie vir jou ma sy's toe nie. Ma, ek het dit nie ernstig bedoel nie. Nee, ek weet. Maar as ek baie keer so toe, Nee, ma's mos nie stupid nie. sê jy my of vra jy my? Ag, ma. Is net in plaas van ma's mos nie stupid nie, kon jy gesê het maar slim. Maar jy het nie. Ma, wil ma nou van niks iets maak of wat? Nee, dis net Betty het my vandag gesê. Rusty het vir Florie gesê Hendrik se vrou is glad nie so bright nie. Ek weet ek moet my nie steur aan Betty se geskinnery nie. Maak jy mos al vir tannie Betty. Haar kinderbulletins het 'n groter luistertal as Radio 5. Ja, maar dis nog steeds nie lekker om te hoor jy's glad nie so bright nie. Maggie,
Hierdie is heeltemal die verkeerde lemmetjies wat jy vir my gekry het. Jy weet mos dit pas nie op my skeermes nie. Jy kan partykeer ook maar lekker in 'n dwaal wees. Ekskuus, pa? Ek gebruik die met die dubbel lemmetjies vir 'n smooth finish. Wat bedoel pa met in 'n dwaal? Nie teenwoordig nie. Unconscious. Ek bedoel dit daarom nou net as 'n grappie. Many a true jest has often been spoken in a word. Nee, ma. Many a true word has often been spoken in a jest. Man, as julle my nie in die kombuis wil help nie, verdwyn. Alraai, okay. Nee, ek bedoel nou nie pa nie. Hes. Yes, verdwyn. Pa kan myself pa sy eie lemmetjies gaan koop as ek dan te onnoosel is om iets in hierdie huis reg te doen. Ek wonder by wie het ou Boet sy breins geërf. Definitief nie by my nie. Hoe nou? Nou wie aard hy? Hy kan partykeer so toe wees as 'n kleios, se oor. Ja, jy ook. Behalwe ek sou net nie sê oor nie. As julle vanaand wil eet, moet julle my los dat ek kan kook. Ek kan nie kook voor 'n gehoor nie. En in ieder geval nie as hulle staan en aanmerkings maak nie. Nou wie het jou nou weer so ontstel? Jy vra nog. Maggie, moenie laat hulle jou ontstel nie. Ek wil jou al lankal sê, daar's niks verkeerd met die manier waarop jy die vleis gaar maak nie. Maar is ook niks verkeerd met die manier hoe jy die groente gaar maak, veral pampoen. Ja, dis sy tandjies wat so maak. Smeer van daai safies aan sy tandvleisies. Ek glo nie hy sal jou naal breek nie. Sny dit net korter. Ek is seker ou Boet gee nie om nie. Man, wat is vir hom die belangrikste? Dat jy goed na julle baba kan omsien of dat lang naels lekker rug krap? Nou goed. Goodbye. Dis nou wat gebeur as jy eintlik in die disco moes wees en jy sit by die huis met 'n baba. As hulle maar disco toe gegaan het, maar nee, toe moes hulle juist drive-in toe. Los dit nou maar pa. Gelukkig kan Maggie raad gee. As daar nou iets is wat my vrou van weet, dan is dit babas. Is dit nou jou manier om van my te sê al wat ek goed kan doen is om kinders groot te maak? Dankie. Jy het maar die aanleg om die verkeerde ding op die verkeerde tyd te sê. Ek wil nou nie my neus in julle sake steek nie, Hendrik. As julle wil stry, stry. Maar moet net nie laat ek elke keer suffer nie. Pa maak of jy altyd moeilikheid is. En wat bedoel pa met pa suffer? Soeibrand. As julle stry kry, wat kry ek? Takeaways. Nee. Ek wonder wat vanaand op TV. Waar is my remote? Ek roep hom. Lampie! Ja, oupa. Hey, het jy nie nou al genoeg klappe gekry oor jou gespringer op die meubels nie? Sorry pa, ek doen dit sonder om te dink. Hoe kan jy dink as jy elke keer op jou breins land? Waar is my remote? Op die TV. Wat soek hy op die TV? Dis juist waarvoor mense 'n remote het, so jy daar op jou stoel kan sit en die TV kan aanskakel. Nou moet ek elke keer na die TV toe loop om die remote te kry, sodat ek hom daar van die stoel af kan aanskakel. Dis belaglik. Kon net sowel R100 minder spandeer het vir 'n TV sonder 'n remote. Dis soos 'n Smitty met sy nuwe horlosie. Ek gee jou alles van lap times tot videogames, maar is 'n pes om uit te vind hoe laat dit is. Wat het dit nou met die remote te doen? Niks. Maggie is vies vir jou en nou haal jy dit op my, die kinders, die remote en my vriende se horlosies uit. Maar ek is vir niemand kwaad nie. O. Maar ek voel so aan my bas, daar's tension in hierdie huis. So asof iets op die punt is om te breek. My ma het altyd gesê ek is met die helm gebore. As die grieseltjies hier agter pa het hulle gesien sokker speel in die jaar. Daai basie Grieskop Griesel soek my al lankal. Ek hoop jy gaan daai patiemerke van die ruit afvee as jy klaar is. Hendrik, ons het genoeg moeilikheid soos dit is. Wees bly dat Basie vir jou 'n nuwe venster insit. Dit het nogal oortuiging gekos. Skaam my ooit my kop uit. Hy het eers aan my begin stamp. Ja, maar jy wou dan die bal deur sy ruit gooi. So, 'n ruit vir 'n ruit en 'n bal vir 'n bal. Jy kan partykeer so hardkoppig wees. Ek kan partykeer so hardkoppig wees. Man, moenie my woorde verdraai nie. Nee. Ja, nee. Ek is moeg vir almal in hierdie familie wat my gedurig afkrak en maak of ek onnoosel is. Wat? Wimpie dink hy draai my 'n rad voor die oë. Hy sê ek is toe.
Rusty vertel vir almal, ek is glad nie so bright nie. Jou pa sê ek is unconscious en in 'n dwaal. En jy skimp dat ou boet sy verstand van my gekry het. Hoe dink jy moet ek voel? Stupid. Jy dink is snaaks, né? Nogal. Dankie. Is dit die ondersteuning wat ek van my man kry? Miskien is jy reg. Ek is toe en onnosel en unconscious. Kyk met wie ek getrou. Miskien moes ek destyds vir ou Giepie Steyn ja gesê het. Giepie Steyn. Giepie Steyn. Jy het my nooit gesê ek jou gevra om te trou nie. Jy het my nooit gevra nie. Maar ek sal hom mos dubbel gevou het. Hendrik, kyk hoe lyk jy. En nog steeds dink jy kan alles wat verkeerd is regslaan. Ja, partykeer slaan het ongelukkig terug. Haai, ons is terug. Voel pa se shiner. Man, en julle nie huiswerk nie. Pa het nou net by die huis gekom. Hy het wragtig nie daai dampatjie van die ruit afgevee nie. As 'n mens hierdie huis iets gedoen wil hê, dan moet jy dit self doen. Maar sy pa voel miskien so 'n bietjie hongerig. Dankie. Ek sien hom Spike het hier voorgestop. Hy wil seker weer iets kom leen. Nee, ek glo nie, pa. Ek sien hy stap so half neus in die lug. As hy iets wil kom leen, loop hy altyd kop onderste bo en smile vir almal. Man, wat weet jy? Sê vir jou maak sê dankie vir die hotdog. Hallo, oom. Hallo Wimpie. Ja, is dit Hendrik? Ja, ek hoor jy nou basie griesel het so 'n bietjie gehaas jou mother. Waar hoor jy dit? Ja, dit lê die hele myn vol. Lekker mampara op jou oog, hè? Maar vir wat lyk jy so smart as jy in die hof? Nee man, dis my nuwe image. Lekker. Anders? My laaitie sê ook so. My vrou sê sy het skoon vergeet hoe handsome ek vir haar is. Nee. Sy sê ek lyk soos 'n middle-aged James Dean. Nooit. Sy moet nie nou met sulke stories begin nie. Jy weet die baby is skaars uit sy doeke uit. Wat sê die ouens by die werk vir jou? Meneer? Ja, meneer, Boela ook. Ja, hy het in die begin my eers 'n paar ander goed genoem, maar na my demonstrasie het hy ook besluit om vir my te sê meneer. Wat 'n demonstrasie? My nuwe bestuurstyl. Ek het Boela se merit rating vorm gevat en 'n waterbom gemaak. Maar dit is nie. Dis nie bestuurstyl nie. Dis moetswillig. Man, daai ou van personeel sê ek met my eie bestuurstyl nuwe idees op die werksituasie toepas. En vir my het waterbomme nog altyd gewerk. Ja, okay. Sê vir my Spike, onthou jy nog vir Giepie Steyn? Nee, Giepie Steyn. Ja man, so skralerige ouetjie, hy het hier bo in die bank gewerk. Sulke dik brille soos koeldrinkbottelbode. Skuld hy jou geld? Nee, ek wil maar net weet wat van hom geword het. How's dit pa? Hallo meneer. Voel pa se oog al beter? Beter as wat dit lyk. Hoe gaan dit met daai 747 GT wat jy bou? Wag nog vir spares. Nou onthou ek vir Giepie Steyn. Wat? Die ou wat jou geld skuld. Ja, maar wat het jou nou aan hom herinner? Hoekom dink jy nou aan Giepie? Giepie wie? Steyn. Steyn. Ja, dis 'n vlek in Engels. So ek kan sê the tears stained her cheeks. Ja. For several weeks. Nee. Hoekom nie? Man, maak soos jy lus kry. Wie moet die einde van die jaar matriek deurkom, ek of jy? Ja, mamma kan my bietjie met huiswerk help. Ma's beter met opstel as ek. Gister was ek toe, ek daarom nou weer oop. Ma, as mense aanhou dink almal dink mense stupid, sal almal dink mense stupid en mense ook. Ja, mense kan heeltemal de mekaar raak. Ma weet wat ek bedoel. Hierdie boekhou kan mens mal maak. Ag ma, kom maar nie bietjie help nie. Maak jy mos van boekhou. Nou ken ek van boekhou. 'n Ma moet saam met elke kind elke standaard deurgaan. Ek is al 4 keer deur die skool. Ja, maar met Oudboet het maar net tot standaard 8 gekom. En is standaard 7 eers die tweede keer deur. Ja, maar toe was julle 2 babas. 'n Mens kan nie op jou kinders se huiswerk konsentreer as jy babas in die huis het nie. Ag help my nou ma. Oupa sê ma is net so goed met boeke kook as kos kook. Ek weet nou nie juis of dit 'n kompliment is nie. En die aanlegtoets moet ek ook boekhou doen. Ek haat dit. Wanneer kry julle die uitslag van daai toetse? Seker môre.
Koert het al die vrae prins verkeerd geantwoord, sommer met allerlei stupid liegstories. Magdalena, As Maggie Magdalena word, dan is dit een van daai tye wat jy moet verdwyn. Toe. dis nou 'n ding wat krap aan my. 'n Ding waaroor 'n man nou eintlik nooit seker kan wees. Waarvan praat jy, Hendrik? Daai simpel Giepie-Steyn wat by aangelê het by jou. My hemel, Hendrik, dis 5, 6, 28 jaar gelede, nog voor ons getroud is. Het jy van hom gehou? Dis my besigheid. Ek het met hom uitgegaan, natuurlik het ek van hom gehou, maar dit was voor jou tyd. Hoe lank? Presies. Hendrik, wat van daai bottelblond waarmee jy uitgegaan het? Daai met juffrou Ilfees 1954. Fiona. Ja, Fiona, Flerry, regte goedkoop gemors. Maar ons praat eintlik nou oor Giepie. Vergeet van Giepie, ek het met jou getrou. Waarom weet ek nie altyd mooi nie, maar ek het. Man, dis net ek sommer lus in klap ou Spike. Wat pla jou, Hendrik? As ek jou sê dan klap jy my dalk. Het ek al ooit? Toe, uit daarmee. Ek voel nou half stupid. Ag man, wat is dit? Spike sê ou moet trek na Giepie. Want jy's heeltemal stupid. Jy sien? Ek het jou gesê jy gaan jou vererg. Wat dink jy van my, hè? Wat dink jy van my? Dis net ek kan dit nie vat dat 'n ander ou vir my vrou gevra het om met hom te trou. My magtig Hendrik, dis jare gelede. Ja, dis jaloesie. Mens dink met die jare raak dit minder, maar dit raak meer. Hendrik, dis kinderagtig en onnoosel om te wil argumenteer oor dinge wat jy dink 28 jaar gelede gebeur het. Met ander woorde, jy dink ek is dom. Nee, maar jy verbeel jou dinge nes oud. Met ander woorde, jy dink Ouboet is dom. Nee. Maar as jaloesie by die voordeur instap, stap Hendrik, Ouboet en Common Sense saam by die agterdeur uit. Met ander woorde, jy dink ek en Ouboet is albei ewe dom. Nee, Hendrik, ek het nie gesê dat een van julle twee dom is nie. Maar jy het ook nie gesê ons is slim nie. Hendrik, dit gaan nie hier oor dom of slim nie. Dit gaan hier oor wat jy van my dink. Nee, ek dink nie jy sou so dom gewees het om te doen wat ek my verbeel het. Met ander woorde, jy dink nie ek is dom nie. Nee, ek dink jy is slim. Tussen my en Giepie het jy my gekies. Ag, sorry dol. Ek was net bang om te dink dat ek jou dalk kon verloor het. Ag, is my fout ook. Ek het jou die laaste tyd baie verwaarloos. Miskien moet ek en jy 'n bietjie vir 'n naweek alleen weggaan. Pofadder toe. Pofadder, Hendrik, daar's niks om te doen nie. Nou presies. Op Pofadder moet jy net heeltyd in die hotelkamer bly. Hendrik. Hoekom dink jy het ek jou met ons witbrood na Betulie toe gevat? Uitgeslaap, nee. Nee, ek kan ook maar dig wees. Ouboet en Giepie het niks in gemeen nie. Sorry, dol. It's all right. Kan mekaar ook maar nie uitlos nie, né? Ou Smitty sê my vandag, daai Giepie-Steyn wat destyds hierbo in die bank gewerk het. Hy's deesdae glo 'n aeroplane pilot. Hallo pa. Hallo dol. Ek is terug. Het jou oog jou by die werk gepla? Nee, net die aanmerkings. Die ouens is ook niks gewoond. Wel as 'n mens jou wil uitgee as 'n toffie, moet jy bereid wees om gekou te word. Wat het dit nou met my oog te doen? Niks. Ek het net eendag iemand dit hoor sê en toe dit my aan jou laat dink. Hier's Wimpie. Julle pa's hier. Kom wys vir hom die uitslae van daai toets. Die skool het hulle moes laat toets. Hallo pa. Hallo pa. Hallo Wes. Is dit die uitslag? Ja pa. Kyk waarvoor is jou kinders aangelê, Hendrik. Tegniese rigting. Elektronika, beroepe soos elektriesien, passer en draaier, swyser. Was nie sleg nie, Wimpie? Dis hier se uitslag. Stupid toetse. Wat weet hulle? Ja, toe. Koert het al daai rubbish gepraat en sy uitslag het gesê hy is aangelê vir 'n prokureur of die politiek. Ek het self so 'n aantreklikheid vir die reg. Ek het al meer as 70 parking tickets gekry.
Die kunsrigtings. Kuns, musiek, ballet, Agnes Hiesman. O, dis seker ou. Hulle kom ons vanaand hier eet. Elke aand. Hallo. Goeienaand. Skreeu, wakker. Hallo mense. How's dit? O, ouma se ou engeltjie. Ek vat hom na my kamer. Boef. En jy so uitgevat is? Ek dacht dat julle kom hier eet vanaand. Ja, dis net Jolly sê ek moet bietjie smarter begin aantrek. Sy sê ek lyk al ewig soos 'n diesel mechanic. Jy is 'n diesel mechanic. 'n Mens moet streef na iets beters. Ja, dis juist waaroor ons met Paul wou kom praat het. Waaroor? Toekomsplanne. Sy beroep. Ek sê dis 'n doodloopstraat. Eers petrol, nou diesel, wat dan? Parafin. Maar eintlik is ek gelukkig met wat ek doen. Ek hou van engines. Ek wil nie so 'n Spike supervisor word nie. Hulle gaan 'n kantoor sit en waterbomme maak nie. Nee, jy wil jou hande in die olie kry, dan kom vat jy aan my. Pa weet, al my rokke het omtrent oliekolle hier rond. Ou, moet hoekom gaan jy nie vir 'n aanlegtoets nie? Dis 'n idee. Miskien kan jy 'n sakeman word. Of selfs 'n filmster word. Ag nee. Maar net sien hoe oulik kan hy wees. Maak hulle so 'n aapie toe poek. Ag nee. Op poeksie toe. Bochum. Ja, hy het beslis talent om 'n bobbejaan te word. Ag sis oups, ek dink hy's cute. So wanneer vlieg ons Adoons? Hey. Watch it. Bak besluit om nie meer die microlight te bou nie. Ek is bly om dit te hoor. Vir 'n getroude man met 'n vrou en kind is dit veels te gevaarlik. Maar die body is klaar, sy gaan nou maar omskep in 'n haatraad. Kan ook die bank kry om my te sponsor. Ek sien saam, ou, ek dink jy's beter aangelê vir villas vlerke. Kry die myn om jou te sponsor. Jolanda, wie daai twee haartjies met 'n pen op Hendrikie se armpies geteken? Ek kry dit nie afgewas nie, maar die stupid het dit gedoen. Maak my net gespeel. Ek wou maar net sien hoe lyk 'n baby met 'n tattoo op. Julle twee is bekommerd oor julle toekoms. Daai laaitie het nie 'n kat se kans nie. Met 'n aapie vir 'n pa, 'n oom wat ballet en 'n antie wat swys, sal hy nie sy ater van sy vader of sy ma.